I vow to thee, my Savior, all things from earth above, in time and holding perfect the service of my life. Goeiemôre en welkom weer by ons Sondag stil word afspraak, wat sommer vandag terselfdertyd ook ons reis deur die boek van Matteus is, omdat ons praat vandag in ons oordenking oor Matteus hoofstuk 14. Nou vandag lees ons deur hierdie hoofstuk wat 'n hartseer verhaal vertel van die dood van Johannes die Doper, wat baie na aan Jesus se hart was. Johannes die Doper was vir Jesus baie spesiaal gewees. Nou, in hierdie kosbare hoofstuk beeld Jesus 'n stuk broosheid van sy menswees so mooi uit, wanneer ons leer hoe Jesus in sy menslike staat toe hy hier op aarde was, terwyl hy bedien het en met mense in interaksie gehad het, het hy die ontbering ook gehad van hartseer en die verlies en trauma van om iemand aan die dood af te staan. Het is pragtig om te sien hoe Jesus daarop reageer. Mense dink dat Jesus dalk ongevoelig sou kon staan teenoor die hier en die nou wat ons op aarde beleef, omdat Jesus baie meer ingestel is op ewigheidspersepsie. En dalk sal 'n mens kon sê dat Johannes die Doper nou op 'n beter plek sou wees. Dis mos die tipiese taal wat mense gebruik. En dat sy dood maar die normale verloop van die realiteit van ons gebroke bestaan is. En dat sy ewige bestemming baie meer belangrik is in Jesus se oë. Maar in hierdie hoofstuk sien ons liefde, ons sien hartseer, ons sien medelee, terwyl Jesus die tragiese omstandighede rondom Johannes die Doper, sy kosbare vriend, betreur. En hoe hy uiteindelik homself gaan afsonder om alleen te wees, om te gaan rou oor die tragiese omstandigheid rondom sy vriend, wat koelbloedig en wreed onthoof is, vir die pret en vir die vermaak van Herodes, wat met sy mag en sy invloed gespog het voor Herodias se dogter, nadat sy vir hom gedans het, en hy vir haar enige beloning aangebied het, wat sy wou gehad het. Dit vir haar aangebied en haar ma, onder die invloed van haar ma, die kop van Johannes die Doper geëis het. In hierdie hoofstuk sien ons die broosheid en die omgee as ook die hartseer van Jesus as hy rou vir sy vriend, maar ook vir 'n reuse ikoon in die geesteswêreld wat sy lewe moes afstaan vir dit waarin hy met sy hele hart geglo het. Dis juis Johannes die Doper wat die voorloper was van Jesus self, wat die pad moes kom voorberei vir Jesus se koms. Daarom is Jesus teen die berg uit om alleen te gaan rou en te gaan bid oor sy vriend se heengaan. Nou in Markus 10 vers 28 lees ons 'n kosbare gedagte waar Jesus 'n baie sterk en ferm uitspraak maak oor tipies wat hier met Johannes die Doper gebeur het, waar hy sy lewe verloor het in diens van God en in diens van die evangelie, waar hy sy totale lewe moes prysgee omdat hy die moed en die gehoorsaamheid gehad het en aan die dag gelê om sonder vrees vir Herodes of sonder vrees vir status of mag onverskrokke vir Herodes vermaan het oor sy sonde, omdat hy sy broer se vrou vir homself geneem het.
Nou hier in Markus 10 maak Jesus hierdie uitspraak oor die offer van gehoorsaamheid. En om enigiets ter wille van God of van die evangelie af te staan. Jesus se uitspraak kom nadat Simon Petrus vir Jesus konfronteer met die woorde: Here, het ons nie alles vir u agtergelaat nie. So kom ons lees gou hierdie teks uit Markus 10 vers 28 tot 31 en ek lees vandag uit die Afrikaanse 53 vertaling uit. Toe begin Petrus vir Jesus te sê: Kyk, ons het alles verlaat en agtergelos en u gevolg. En Jesus antwoord en sê, luister gou na hierdie ongelooflike antwoord. Want dis die kruks van dit wat Johannes die Doper moes deurgaan. Jesus sê: Voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd op aarde 100-mal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en dan in die eeu wat kom, praat van die hemel, in die eeu wat kom, die ewige lewe. Kosbare woorde wat Jesus sê. Dit is belangrik dat ek en jy vandag Jesus se hart raak sien. Dat hy diep empatie het met die wat doodgaan. En ook dat hy intens omgegee het, veral vir Johannes die Doper se volgelinge wat by hom aangesluit het, en ook vir hom die nuus van Johannes die Doper se heengaan meegedeel het. Die troos vir jou en vir my natuurlik is dat ons eendag ons geliefdes weer sal sien in glorie aan die ander kant van die dood. Hulle wat 'n dierprys betaal het of 'n offer gemaak het. Vir jou en vir my wat nog hier agterbly op aarde, laat ons van ons kant af alles in die stryd werp om met hulle verenig te word aan die ander kant van die dood. Dat ons dit sal maak om in die hemel te wees, sodat ons triomfantlik die prys van die hemel kan behaal. Laat ons nie enige iets toelaat om ons beloning by ons te kom steel nie, veral nie ongehoorsaamheid aan God se stem, en ook nie 'n skaamte om op te staan vir God se woord en vir dit wat reg is, vir die waarheid. Laat ons soos Johannes die Doper opstaan vir die waarheid, al kos dit ons lewe. Mag die Here ons help, want daar wag 'n 100-voudige beloning vir jou en vir my aan die ander kant, waar ons God weer in heerlikheid sal aanskou. Ek wil vandag afsluit en ek wil jou vra, wat het jy al opgeoffer vir die evangelie, vir God se werk? Het jy al die moed geneem om op te staan vir dit wat reg is? Of is jy bang, skaam, om in oomblikke wanneer mense getel moet word, te moes opstaan vir dit wat reg is? En dan natuurlik die belangrike vraag, is jy bereid om soos Johannes die Doper jou lewe af te staan vir Jesus? Is jy bereid om alles prys te gee? Net in die vorige gedeelte van daardie teks in Markus 10 praat Jesus met die ryk jong man, en hy vra vir hom om alles te gee wat hy het, te gaan verkoop en dit te gaan gee vir die armes en terug te kom, sy kruis op te neem om hom te volg. Daardie man het weggestap en bitterlik geween omdat hy baie besit het. My vraag vandag
Is jy bereid om alles prys te gee? Is jy bereid om jou lewe af te staan vir Jesus? Dis die vraag wat jy in die stilligheid van jou gedagtes kan antwoord. Ek wil vandag uitspeel met 'n pragtige lied. En ek wil spesifiek vandag met jou praat. Wat onlangs 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of dalk 'n ruk terug in COVID-tyd, jou geliefde moes afstaan. Ek wil jou bemoedig met hierdie lied. Hoekom sê ek bemoedig? Jou geliefde is nie meer hier nie. Ek wil jou bemoedig met die gedagte dat jy eendag hom of haar weer in glorie aan die ander kant van die dood sal aanskou. Dat ons mekaar weer daar sal kan omhels met trane van blydskap. En let wel, die Bybel sê daar gaan nie trane wees aan die ander kant van die dood nie, maar hy praat van trane van gebrokenheid en trane van hartseer. Maar ek kan jou beloof dat ek en jy voor God gaan staan wanneer hy volkleur in al sy glorie voor ons verskyn. En dit gaan asemrowend wees. In so 'n mate dat ek en jy verseker 'n traan sal stort. Ek is oortuig daarvan dat ons, wanneer ons in die kosbaarheid van sy aanvaarding en van sy liefde en van sy genade is, dat ek en jy in trane gaan wees oor wie God werklik is. En daarom wil ek uitspeel met hierdie pragtige lied, wat bekend gemaak is deur David A. James. Hy het hom eintlik geskryf, en ek het die voorreg gehad om hierdie lied op te neem. Ek wil dit vandag vir jou speel, as vertroosting, om vir jou te sê, daar aan die ander kant van die dood, wag daar vir ons trane van blydskap, wanneer ons verenig gaan word met ons geliefdes. Hou vas aan jou geloof. Gee alles wat jy het, selfs al moet jy jou lewe afstaan. Gee dit vrylik, sodat jy die oorwinning kan behaal aan die ander kant van die dood. Mag God ons help hiertoe. So ek jou herken, as ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet daar's vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag. En ek vra nog steeds, hoe kom jy? Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn, so ek weer kan lag. As ek jou daar sou kry, trane in die hemel, vloei oor my vandag, maar ek hou vas aan hoe, tot ek jou weer vashou sal. Die pad hier is lang en my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal eendag saam kan
tot ek jou weer kan vashou sag.